Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So spreek die Here, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 118. Ons sing daar die 2de en die 7de vers. Love
Geliefdes, na die wet, dan sing ons Gesang 79 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers, Gesang 79. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here soos vir ons opgeteken daar in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, daar in Johannes 14, daar in vers 6, dan antwoord Jesus vir Thomas, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dit is die waarheid en dit bly die waarheid. Met hierdie waarheid, kom ons spreek ook die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Geliefdes, ons luister na die woord van die Here daar in die Nuwe Testament, Hebreërs 12. Ons gaan daar lees van vers 1 tot en met vers 14. Hebreërs 12. Kom ons bid eers saam. Here God, U is werklik ons toevlug. Waarom sal ons vrees vir enige benoudheid? As U vir ons is, wie kan teen ons wees? Here, dankie dat ons dit so in die geloof kan sê, dat ons dit glo. En hierdie geloof wat U deur die Gees in ons harte ingebring het. En ons bid, Here, dat U ook hierdie geloof wat U in ons harte gebring het, sal laat groei en groei. Sal versterk. Ons dankie vir hierdie wondergeleentheid vanmôre om hier saam te wees as gelowiges. Hier waar ons soos elke Sondag die opstanding van ons Here Jesus Christus vier. En daarom, Here, kom ons nie met sware harte na U huis toe nie, maar met blye harte, met 'n vrede in die hart, 'n berusting. Om te weet dat daar vir ons soveel meer is as net hierdie aardse lewe wat verganklik is, wat verbygaan. Daarom die opstanding van ons Here Jesus Christus, ook ons opstanding uit die sonde en die dood. 'n waarborg as ons tot sterwe kom, dat ons siele verhuis na die ewige tuiste. 'n waarborg dat as ons Here Jesus Christus weer na hierdie aarde kom, ons in die vlees sal opstaan as verheerliktes, wat saam met hom kan gaan. Here, al hierdie dinge spreek van oorwinning, spreek van blydskap. Dit gee vir ons moed. Dit gee vir ons moed vir hierdie pad wat ons in hierdie lewe moet stap. Here, U gee vir ons 'n wonderlike nuwe dag. Hierdie dag met soveel nuwe geleenthede. Ons bid om U genade, ook so met die nuwe jaar. En ons bid, Here, daar waar dit op baie plekke hier in die Wes-Kaap, selfs in die Oos-Kaap baie droog is, dan bid ons dat U vir ons ook reën sal gee. Daar waar plantdier en mens swaar kry, dan vra ons, Here, dat U ook vir ons hier uitkom sal gee. En so bid ons vir hierdie geleentheid vanmôre, 'n geleentheid van genade, en dat U werklik deur die woord en Gees tot elkeen van ons sal spreek. Dat ons ook so van onsself ondersoek sal doen, om te kyk, waar staan ek? So aan die einde van 'n ou jaar, begin van nuwe jaar, hoe lyk my lewe voor U? Daarom vra ons, Here, dat U ook in ons harte eerlikheid sal bring. Maak dit nou stil in ons harte, Here, en open ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, hier uit Hebreërs 12. Jy sal sien daar die opskrif, hy vertel vir ons juis van volharding onder beproewinge volgens die voorbeeld van Christus. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring,
en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Gees onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk die tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Tot sover. Mag die Here ook hierdie woord in elke hart seën, sodat dit ook kan vrug dra. Geliefdes, ons teksvers in die klem vanmôre val daarop vers 1, wat ook oorloop daar in vers 2. As ons vra, hoe stap ons hierdie wedloop van die lewe met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. My broer en suster, net hier ook uit die Dordtse leerreëls, die 5de hoofstuk, daar veral gaan die 5de hoofstuk oor, of die 5de leerstuk dan oor volharding, die volharding van die heiliges. En daar in paragraaf 11, luister bietjie mooi ten opsigte van die volharding. Intussen getuig die skrif dat die gelowiges in hierdie lewe teen verskillende twyfelinge van die vlees stry. En as hulle in sware aanvegtinge kom, nie altyd hierdie volle sekerheid van die geloof en van die volharding gevoel nie. Maar God die Vader van alle vertroosting laat nie toe dat hulle bo hul kragte versoek word, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. En luister nou, en hy wek in hulle die versekerheid van die volharding deur die Heilige Gees, let wel, deur die Heilige Gees weer op. Hierdie Christene, toe die boek geskryf is, kan ons aflei, het ook verdrukking en swaar deurgemaak. En dan kom hy sê, maar julle het nog nie die verdrukking deurgemaak tot julle het nog nie tot die dood toe gelei vir die sonde nie. Daar is maar net een, hulle is gevange geneem, hulle is gemartel, hulle is selfs doodgemaak, maar hulle het nog nie doodgegaan ter wille van sondes. Daar is net een wat vir sondes
vir ons sondes kon instaan met sy lewe, met sy bloed. En dis Jesus Christus. My broer en suster, waarheen is jy gelowige op pad? Dis 'n goeie vraag om te vra hier aan die begin van 'n nuwe jaar. Jy sit dalk vanmôre hier met baie voornemings. Mense het mos nuwejaarsvoornemings, baie van dit. En dis ook reg. Ek bedoel, 'n mens moet doelgerig lewe, jy moet weet wat gaan aan, waarna toe jy beweeg. Ons het allerhande doelwitte in hierdie lewe. Maar die gevaar is daar, jy kan so besig wees met hierdie lewe. Ek en jy kan so vasgevang wees, so oorweldig word deur alles wat met ons gebeur, maar ook hier om ons. So besig, dat ek en jy nie besef waarheen ons regtig op pad is nie, en ek en jy, my broer en suster as gelowiges, is op pad die hemel toe. 'n Paulus wat ons kom herinner, wat ons baie duidelik kom herinner en sê daar in Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. En dis juis Jesus Christus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat die pad na die Vaderhuis vir my en jou oopgemaak het. En hoe wonderlik, die dag as ek en jy sterf, verhuis ons siele na hierdie ewige tuiste toe. Die Here gee vir my en jou hierdie aardse lewe met 'n doel, met 'n roeping. En daarom, hierdie lewenspad, hierdie wedloop wat hiervan gepraat word, wat ek en jy stap, my broer en suster, is baie belangrik. Dis nie maar net sommer so nie. Dis 'n pad van geboorte tot sterwe. Maar hier gebeur, in hierdie tyd van my geboorte tot sterwe, gebeur daar baie belangrike dinge deur die wil van God met my en jou. Daar gebeur wonderlike dinge, want ek en jy is op die weg van saligheid. Daarom word ons deur die Gees geroep tot wedergeboorte. Daar vind bekering in ons harte plaas. Die Heilige Gees dra die geloof in ons harte. Daar vind ons regverdigmaking vind plaas. Belangrik, ons heiligmaking vind plaas. En dan kom ons ook by die volharding. Die volharding in die geloof deur die Gees in my hart, en uiteindelik dan is die verheerliking daar wanneer Christus weer kom, wanneer hy ons kom haal. Hoor jy dit? Belangrik. Dit alles so in voorbereiding tot ons hemelse Vaderhuis. En hierdie wedloop, hierdie lewenswedloop, en jy kan dit vanmôre kan getuig in die eie lewe, kan partykeer of dikwels baie moeisaam raak, uitputtend raak. Daar's baie dinge wat in ons lewe gebeur, die swaar, fisies, geestelik. Die lewe met al sy laste. Die bekommernis van elke dag, die daaglikse lewe, 'n nuwe jaar wat daar is, bring in ons harte nuwe uitdagings. Dit bring baie keer onsekerheid, dit bring twyfel, dit bring saam met dit ook probleme. En die sondes in ons lewe maak dit vir ons nog moeiliker op hierdie pad. En my broer en suster, as ons mooi daaroor gaan dink aan die sondes, dan is dit 'n onnodige las wat jy wil saamdra. Maar jy sien, ons raak so gewoond aan die sondes. Dit raak vir mense so lekker. Ek raak so geheg daaraan. Ek kan nie daar sonder nie. Baie mense raak verslaaf daaraan. Later, dan byt dit ons. Dan gee dit vir ons probleme, dit gee vir ons trane.
En daarom word die ook gesê, maar die sondes gaan aflê, die laste, die sondes. Ek en jy moet dit so gou as moontlik aflê. Ek en jy moet eerlik voor God gaan en erken, ons sondes erken, voor hom bely, berou hê. Maar my broer en suster, belangrik ook as ons hierdie dinge bely het, en ons glo God, ons neem God op sy woord, dan moet ek dit afskud, en ek moet aanbeweeg. So baie mense, wat die mense vandag se lewe kry, wat hulle skuld bely, maar dit aanhou dra. Hulle kan nie hierdie skuldgevoelens afskud nie. Weet jy wat, dit mergel uit, dit put uit, dit verlam die geloofskrag. En daarom belangrik, ek en jy moet ontslae raak van onnodige bagasie op hierdie pad, hierdie wedloop. Maar wonderlike nuus, wat hierdie Hebreërs skrywer vir ons bring, op hierdie pad, hierdie wedloop wat ek en jy aanpak hier in hierdie lewe, is ons nie alleen nie, ons stap het nie alleen nie, wonderlik. Hy sê in die eerste plek, ons het die groot wolk van getuies rondom ons. Hierdie mense is ons aansporing. En as ons gaan kyk, wie is hierdie mense, dan juist in die vorige hoofstuk word vertel van hierdie geloofshelde van die Bybelse tyd. En daar word vertel van hulle onwrikbare geloof in die Here. As 'n mens so eentjie aanlees daar in Hebreërs 13 vers 7, dan sê hy daar vir ons moet hierdie gelowige voorgangers moet ons gaan gedenk. Hulle wat die woord van God aan ons verkondig het. Ons moet nie net aan hulle dink nie. Ons moet gaan doen wat hulle gedoen het. Ons moet die geloof van hulle geloof en hulle lewenswandel gaan navolg. Hulle geloof, hulle volharding daarin, daardie geloofstryd wat hulle gevoer het, dis 'n aansporing vir my en jou in hierdie lewe. En deur die genade van God kon hulle hierdie pad stap tot daar by die eindstreep toe, en daarom, my broer en suster, kan ek en jy ook. En natuurlik, by dit gesê, ons as gelowiges moedig mekaar aan. Ons dra mekaar se laste. Dit hoort so sê die woord van God vir ons. My broer en suster, en elkeen van ons wat hier sit, kan vanmôre getuig hoe ons al deur ander gehelp, op een of ander manier gehelp en bemoedig is. Ons kan vertel wat dit vir my beteken het. Maar hoor dit vanmôre, die heel belangrikste aansporing, krag en hulp op ons pad is die Here Jesus Christus. Hy wat ons verlossing volbring het. As dit nie vir hom was nie, was hier die wedloop op aarde, gaan dink maar daaraan, dan was dit doelloos. Geen betekenis gehad nie, geen nut gehad nie. Jesus Christus en sy verlossing gee sin en betekenis aan hierdie lewe. En ons kan aangaan, ons kan aanstap in hierdie wedloop voortgaan, want ons het 'n lewe selfs na die graf, my broer en suster. Dit alles te dank aan Jesus Christus. En daarom moet ek en jy die oog, die hart altyd op hom gefestig hou. En hy alleen is by uitnemendheid die leidsman en volëinder van die geloof. Daarom ons kan gaan kla, ons kry swaar. Ons moet dit alles deurmaak. Maar ons lyding, ons swaar, my broer en suster, staan klein teenoor die lyding van ons verlosser Jesus Christus. Dink maar daaraan, hy die sondelose moes die kruis verdra het, sy bloed vergiet vir my en jou. Hy, Jesus Christus, spoor vir my en jou aan, sy liefde, sy verlossing, moedig ons aan in hierdie lewe. Daarom
Daarom kan ons vasberade voortgaan. Ons kan vasberade voortgaan in sy verlossing en sy oorwinning en saam met dit, hoe wonderlik. Saam met dit het ons 'n wonderlike toekomsverwagting. Ons stap nie verniet hierdie pad nie, 'n ewige hemelse heerlikheid. Hy wat ook met sy hemelvaart vir ons gaan plek berei daar in die Vaderhuis. En daarom sê hy in sy verlossing is die bron van krag, is ons bron van krag, is die bron van ons geloof, is die bron van ons volharding. En daar in vers 3 baie belangrik, ek en jy mag nie, ons durf nie ons siele vermoeid, dit toelaat dat ons siele vermoeid en verslap raak. Daarom, ook as ons daar lees, sien ons hierdie beproewings wat op ons pad kom en ons kla baie keer daaroor. Ons sien dit nie, dat ons daar in 'n blydskap moet hê nie, ons is treurig, hartseer. Maar hierdie beproewings is vir ons tot tugtiging. Die Here se tugtiging van sy gelowige kind is altyd tot bekering, tot heiligmaking, tot geloofsgroei. Hier staan duidelik in vers 1 as jy gaan lees, dis vir ons 'n oefening, ons oefen in die geloof. Dit louter ons geloof. En so bring die Here deur sy gees volharding in ons geloof. Ek en jy, en ons kan dit so sê, ek en jy het hierdie beproewings, hierdie tugtiging nodig in ons lewe. Daarom my broer en suster, ons sê dit baie keer vir mekaar, die beproewings in ons lewe bring ons baie keer op ons knieë voor die Here, om te besef, maar ek kan nie sonder hom nie, ek kan nie sonder hom hierdie wedloop vorentoe verder gaan nie, en daarom my oog moet op hom gefestig bly, enduit, sodat ek ook enduit kan stap, tot by die eindstreep van hierdie aardse lewe. Dankie dat jy vanmôre as jy hier sit, baie mooi en goeie voornemings vir die nuwe jaar. In jou kop, dank daar op papier, in jou boek, jou beplanning, al baie planne beraam. Niks meer verkeerd nie. Maar kan ek jou vanmôre vra, hoe het jy dit gedoen? Op watter manier het jy beplan? Is die Here deel daarvan? En as ek sê, is hy deel daarvan, dan vra ek vanmôre vir jou, is hy die hoofbeplanner? Of moet hy maar so invul by jou plannetjies? Jy het al klaar besluit, jy wil dit en jy wil dat, en ja, dan vra ek maar net die Here, help my. Is jou oog, jou hart en alles op hom gefestig, my broer en suster, jy moet eerlik wees. Of as ek maar so, sit ek die hele tyd maar so op my eie ou troontjie. Jy sien my broer en suster, as Jesus Christus in jou hart kom, en jou oog op hom gefestig is, dan kom daar 'n ander gesindheid in my hart. Dan val ek op my knieë neer, soos 'n Saulus daar op die Damaskuspad, en ek smeek en ek sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Hoeveel van ons vra voor 'n nuwe jaar wat voor ons lê, voor ons nog dink aan enige beplanning, maar Here, wat wil U hê? Belangrik, die een jaar spoel oor in die ander. Jy weet het, Psalm 90 vers 9 kom vertel vir ons hoe verganklik en vinnig hierdie lewe is. Ons bring ons jare deur, vers 9, Psalm 90 vers 9, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Vers 10, gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Hierdie lewenspad klink lank, vir kinders op die stadium, en dit is normaal. Vir 'n kind, as hy dink,
70 jaar, 80 jaar, 90 jaar en nog ouer. Dis lank. Maar praat maar met ons ouer garde, dan sien jy en dan sê hulle vir jou, hulle bevestig, dit vlieg verby. Dis 'n gedagte. 'n Mens kan natuurlik enige oomblik sterf of jy jonk of oud is. God beskik, dis in sy hande. Maar hierdie lewenswedloop wat ek en jy stap, my broer en suster, is tydelik, dit gaan verby. Maar dit is belangrik. Dis baie belangrik. Dis betekenisvol. Betekenisvol en belangrik in die lig van Jesus Christus. Jesus Christus en sy verlossing. En daarom sy liefde, sy oorwinning dring vir my en jou tot volharding in die geloof. Daarom ons oog op hom gefestig. En ons oog moet gefestig bly in eie krag. As jy nou maar besluit om hierdie jaar in die toekoms so in die eie hande te neem en voort te storm, kan ek vanmôre vir jy sê, vergeet dit. In eie krag, vergeet dit. Ons raak lam, ons raak slap in ons toewyding en ons trou. En as ons by kerklike sake kom, dan nie net daarmee, seker in die algemeen is ons baie vindingryk met verskonings. Verontskuldiging. We gaan al daar in die paradys. Adam sê dis Eva en Eva sê dis die slang. En verskonings. Ek kon nie gisteraand, ek kon nie vanoggend stilte tyd hou nie, ek kon nie Bybel lees nie, ek kon nie bid nie, want ek kan nie Bybelstudie toe kom nie, want ek kan nie kerk toe kom nie, want my broer en suster, dit alles genade geleenthede om my te help, om my oog, my hart op die Here en sy woord te hou. Genade geleenthede wat my telkens herinner waarheen ek regtig op pad is, waar my uitbestemming is. Ons heiligmaker, die Heilige Gees, en ons dank God daarvoor wat vir ons gedurig, voortdurend herinner aan ons verlossing in Jesus Christus. Hy wat ons redding bewerkstellig het en hy wat weerkom. My oog op Jesus gefestig is en hy bly op Jesus gefestig, dan het ek 'n ander gesindheid in hierdie lewe. Ek kyk anders na hierdie lewe. Dan is my toewyding met blydskap. Dan is dit vir my 'n dankbare passie. 'n Passie en 'n oorgawe. Nie 'n las nie, 'n vreugde. Jy weet, mense het so baie passies in hierdie ou lewe, passies vir aardse goed, en hulle sal alles doen daarvoor, vir hulle ou stokperdjies. Maar as dit kom met die Here, sy woord en sy kerk, nee wat, allerhande verskonings. As Jesus Christus in my hart is en my oog op hom gefestig bly, dan stap ek hierdie pad met verwagting, met vaste hoop. En ek stap hierdie pad nie as 'n verloorder oor die swaar en die laste van hierdie aardse lewe nie. Hebreërs 13 vers 14, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Daarom my broer en suster, as ons hier op aarde wandel, is my oog reeds ingestel op die hemelse stad. Stap hierdie pad, soos ook die geloofshelde van weleer, ons geloofsgenote uit die verlede, met die oorwinning van Jesus Christus in ons harte. Hy is ons lewensbron, ons kragbron, ons bron van hoop. En daarom my broer en suster, laat ons hierdie nuwe jaar, elke dag,
die oog gefestig hou op Jesus Christus. Die woorde daar in Gesang 378, en ons gaan dit later sing ook. Woorde daar in die 5de vers, luister mooi, die hoop bring in ons leed versagting. Kom reisgenoot, die hoof omhoog, die Heer ons ewige verwagting, maak berge vlak en see droog. Amen. Kom ons bid saam. Here, hierdie lewe is vir ons 'n wedloop, 'n pad wat ons stap, 'n geloofspad. En dankie dat U vir ons ook hierin help. U gee vir ons in die swaar en die moeilike tye ook die geloofsmense in die woord wat kan getuig, wat vir ons tot aansporing is. Ook hulle wat ons voorgegaan het, ons ouers, grootouers, ander leiers, wat die woord van God aan ons gebring het. Ja, Here, ons volg hulle geloof na. Maar dankie vir ons Here Jesus Christus. Hy wat ons leidsman is, die volleinder van geloof. Dat hy vir ons die pad gestap het, sodat ons ook in sy spore kan volg. Wees ons genadig, Here, en gee vir ons die krag en die moed, ook in hierdie nuwe jaar, elke dag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gesang 378. Gaan ons sing vers 2, 4 en 5. Kyk toch 'n bietjie na die woorde, soos ek net nou gelees het, ook daar in die preek. Kyk maar na, luister na die woorde. Ek wou net 2 verse laat sing, maar dan dink ek, ja, hierdie ene, ons moet hom sing. Gesang 378, vers 2, 4 en 5. Kom ons sing het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.